Okay, graad 10, hierso is 'n algemene joernaal oefening. Dit is oefening 1 in julle boeke. Right, kom ons begin so met hom. Hierso het ons die eerste transaksie wat hulle sê. Die eienaar Miriam neem kos teen kosprys R26 uit die supermark vir eie gebruik. So eie gebruik weet ons outomaties is onttrekkings. So as ek die algemene joernaal doen, dan gaan ek eers dit net vir julle wys hoe dit sou gewees het in die teerrekeninge. En dan is dit bietjie makliker om te verstaan hoe werk die algemene joernaal se inskrywing. Goed, so ek gaan gou daai rekeningkies trek. Okay, so hier is nou die twee rekeningkies. Ek het sommer net halfvee vir handelsvoorraad. Niemand gaan hierdie rekeningkies van jou merk elk geval nie, so jy kan maar afkortingkies hierso gebruik. Ek gaan net altyd en dan skryf ek gewoonlik veral soos in watse kant die saldo sou wees. Okay? Die rede daarvoor is as jy in rekeningkunde aan die teenoorgestelde kant 'n inskrywing sal maak, sal dit aftrek van hierdie kant af. As jy in dieselfde kant 'n inskrywing maak, dan tel dit by. Okay? So nou weet ek akuraat, hierdie is my handelsvoorraad wat nou in hierdie kant se saldo sou gewees het. So as die eienaar nou R26 se handelsvoorraad geneem het, en onthou handelsvoorraad neem die eienaar altyd teen kosprys, nou hulle het vir ons die kosprys gegee. Daai handelsvoorraad het hulle geneem, so dit moet afgetrek word, so jy gaan 'n handelsvoorraad gaan krediet, en jy sal dan met ander woorde, onttrekkings gaan debiet. Okay? So jou rekening wat gedebiet word is onttrekkings, gaan net hierso 26 skryf wat ons weet, en die handelsvoorraad word gekrediet. So kom ons kyk hoe lyk dit in die joernaal. In die joernaal sal jy dit dan nou so skryf. Goed, dit is op die eerste gewees, ons sê sommer is joernaalbewys 1, onthou die brondokument vir 'n algemene joernaal is joernaalbewys. So, die eerste rekening wat ons skryf is een wat gedebiet word, en in hierdie geval was dit onttrekkings. En dan, die tweede rekening wat jy skryf is een wat gekrediet word, en hy skryf jy weg van die lyntjie af, en dit is handelsvoorraad. Goed, albei van hierdie rekeninge is balansstaatrekeninge, en dis hoekom ek 'n B in die folio daar skryf. En die bedrag hier was R26, omdat hierdie die rekening is wat gedebiet is. In die debit kolommetjie gaan jy sy bedrag hier gaan skryf. En jy gaan in die krediet kolommetjie, gaan jy dan nou handelsvoorraad se R26 skryf. Sien, so dis hoekom daar half 'n trappie is daar, dat jy nie daai teenoor skryf nie, omrede krediet kolommetjie sou bietjie ook regser gewees het. Sien, van die regterkant se kolommetjie is die kredietkolom, linkerkant se kolommetjie is die debietkolom. Goed, en dan skryf ons 'n klein beskrywingkie van wat die transaksie behels. En dit sou iets wees soos eienaar neem voorraad. Dis nou maar net 'n klein bewysie wat ons skryf daarso om vir ons te verduidelik wat justify dat ons hierdie transaksie in die AJ moet skryf. Net bietjie meer inligting. So dis gewoonlik 'n baie kort beskrywingkie van eintlik die transaksie. Goed, maar baie keer in toetse, dan vereis hulle nie vir jou om daai in te skryf nie. Dan sal hulle vir jou sê, jy kan die joernaal omskrywings uitlaat, en dan soek hulle eintlik net hierdie. Maar ek gaan vir die eerste 2 oefeninge, gaan ek seker maak dat ons daai, of 3 oefeninge, sal ek daai insit, dat julle net die idee kry van dit. Okay, so my volgende transaksie gaan oor F Ford. Hulle sê belas F Ford met R9 vir rente op sy agterstallige rekening van R318. Nou die rekeningbedrag hier maak nou nie eintlik vir ons saakie R318 nie. Dit is irrelevant vir hierdie transaksie. Maar ons kan aanneem dat B Ford is 'n debiteur, want ons sê ons belas rente op sy agterstallige rekening. Dan ons is net in vermoë om rente te belas as hierdie persoon 'n debiteur was. Goed, so kom ons kyk gou na die teerrekeningkies. Goed, so hierso het ons
die rekening van F Ford, wat aka 'n debiteer is, so dit gaan debiteure kontrole affekteer. En hierso is rente op agterstallige debiteure. Nou jy sal sien, ek het weer net 'n S gemaak daar, om sommer net vir myself aan te dui dat 'n debiteur se saldo gaan 'n debit saldo wees. Goed, nou, ons behef rente op sy saldo. Goed, so sy saldo, het hulle vir ons gesê, is 318, maar dit is nou, soos ek sê, eintlik irrelevant. Goed, nou, die transaksie wat ons eintlik nou besig is om te doen is, ons moet rente hef. Nou, dit gaan sy skuld meer maak. En onthou, ek het gesê, as jy aan dieselfde kant as die saldo gaan skryf, gaan jy dit by die saldo tel. As jy teenoorgestelde kant van die saldo skryf, gaan jy aftrek. Nou, hierdie rente moet by sy saldo getel word. En omdat ek hierso gaan debit het, gaan ek daarso in daardie rekening moet gaan krediet. So kom ons kyk hoe lyk hy in die joernaal. Goed, hierdie transaksie is op die 6de en is joernaalbewys 2. So dit is vir F Ford. Hier skryf jy, as jy met 'n debiteur of 'n krediteur te doen het, dan skryf jy die besigheid of die persoon se naam hier. So, dit is 'n debiteur. So, ek gaan die folio kolommetjie D maak. En ek gaan rente op agterstallige debiteure, daar krediet. En dit is 'n nominale rekening. So, dit is nou vir R9. So, weer eens, die rekening wat ek hierso debit, gaan ek nou hier gaan skryf, en dan gaan ek daai in sy krediet daar skryf. En albei van hulle is R9. Maar wanneer ek met 'n debiteur te doen het, wat ook al met die debiteur gebeur, moet ek in die debiteure kontrole kolom ook gaan doen. So ek gaan die debiteure kontrole kolom gaan debit, want ek het die debiteur gaan debit. En dan die beskrywingkie sal iets wees soos belast 'n debiteur met rente. Goed, kom ons kyk na die volgende transaksie. Ok, hier sê hy, W. Wilson, 'n debiteur wat R360 skuld, word insolvent verklaar. Sy boedel betaal slegs 40 sent in die rand uit. Die res van sy rekening word afgeskryf. So, 40 sent in 'n rand, onthou, daar is 100 sent in 'n rand, okay? Soos hy net 40 sent vir elke 1 rand gaan ontvang, dan beteken dit hy word slegs 40 sent of 40% betaal. So as jy wil weet hoeveel eintlik in die KOJ sou geskryf verstaan het, in die KOJ sou dit eintlik gewees het 40% van hierdie waarde is wat hy sou ontvang. Goed? Maar in die AJ is die deel wat ons nie ontvang nie. Nou, onthou die AJ is spesifiek ook vir transaksies wat nie kontant is noodwendig nie. Okay? So, met ander woorde, as ons 40% gaan ontvang, of 40 sent in 'n rand gaan ontvang, dan gaan ons 60 sent in die rand nie ontvang nie. So ons gaan 60% van hierdie bedrag nie ontvang nie. En dit is die bedrag wat ons nou mee gaan werk. So dit is dan R216 wat ons dan gaan afskryf. En dit is dan oninbare skulde. Kom ons kyk na die T-rekening. Ok, so hier het ons W. Wilson. En sy saldo is 'n debit saldo. En ons het nou uitgewerk dat R216 van sy bedrag gaan afgeskryf word as oninbaar. Dit beteken ons moet dit gaan afskryf, R216, gaan ons daarso gaan krediet en ons gaan oninbare skulde gaan debit met daardie bedrag. Okay. So die ander gedeelte van die geld sou hierso gekrediet geword het en ons sou dan op die ou ende by bank dit gedebit het. En dan sou daai rekening toemaak. Daardie bedrag wat jy sou ontvang plus die bedrag wat ons afgeskryf het, gaan die totaal van 360 wees. So kom ons kyk dit gou vinnig. Hoe lyk hy in die joernaal?
Goed, so die rekening wat ons gedebit het is oninbare skulde. En dit is 'n nominale rekening, want dit is 'n uitgawe. En dan het ons vir W. Wilson, en hy is die rekening wat ons gaan krediet, en met 'n klein indent, en dit is dan 'n debiteur, en ons gaan met ander woorde dieselfde vir hom doen, as wat ons vir die debiteur kontrolekolom doen, wat ons vir hom doen. So, omdat ons met 'n debiteur nou gewerk het, gaan ons die debiteur kontrole ook gaan krediet. Okay, en die beskrywing is, dis hoe dit dan lyk. As jy 'n berekeningkie moes doen soos hierdie, dan doen jy sommer die berekeningkie daar en wys hom daar. Goed, iets wat ons vir K. King, wat sy saldo R500 is, in die debiteur grootboek, sy rekening is 4 maande agter, en ons belas sy rekening met 18% per jaar. So jou berekeningkie sal iets soos die lyk. Goed, hierso sal dit dan nou wees R500 maal 18% per jaar, maal dit was vir 4 uit die 12 maande, dan nou agterstallig, en dit is dan R30. So weer eens, 'n debiteur se saldo is debietkant, so met ander woorde, ek gaan hierso by die saldo se kant gaan skryf, en ek gaan rente op agterstallige debiteure gaan krediet. Goed, hier gaan jy dan nou hê, K. King, ekskuus, ek sien, ek het nooit daar geskryf K. King daar by die debiteure kontrole nie, ek sal nou gaan byskryf. En dis 'n debiteur, en hier gaan ek hê rente, en dit is 'n nominale rekening. Gaan dan ek hier R30, en whatever ek doen met die debiteur se rekeningkie hierso, gaan ek ook my debiteure kontrole aan die debietkant gaan doen. Goed. En sy omskrywingkie sou dan wees, belas debiteur met rente. Goed, daar was nog 'n transaksie op hierdie dag gewees, so daar's 2 transaksies op daai een dag. Hier is ons handelsware van R60, is deur die eienaar vir persoonlike gebruik geneem. Goed, so hierso het ek weer die rekeningkies, is dieselfde as die heel eerste transaksie. So handelsvoorraad se saldo is 'n debietsaldo, en ons het van dit weggeneem, so die eienaar neem R60, so jy gaan handelsvoorraad krediet, en jy gaan onttrekkings gaan debiet, so jou rekening gedebiet, is dan onttrekkings met R60, en jou handelsvoorraad gaan jy krediet met R60. Altyd van dit is balansstaatrekeninge, en jou beskrywing gaan net wees, eienaar neem voorraad. Ekskuus, en dit sal dan joernaalbewys 5 wees. Goed, dan het ons volgende transaksie is hier op die 24ste. Miriam se prokureur deel hom mee dat alle pogings om debiteur M. Moot op te spoor misluk het, en hy het R150 geskuld, en dit moet dan nou afgeskryf word. Goed, dis dan oninbare skulde, sy T-rekening sal so lyk. Goed, M. Moot, sy saldo sal 'n debietsaldo wees, en hy het R150 geskuld, so in totaal, sien daar was R150 saldo, sal jy dan nou R150 in sy T-rekening of sy eie rekening gaan krediet, en sien dan maak sy rekening dan toe, maar jy gaan oninbare skulde gaan debiet.
So met ander woorde, my rekening gedebit is oninbare skulde en my rekening gekrediet gaan wees M-moot. En dan sal dit wees R150 en R150. Maar wat ook al jy met die debiteer doen, moet jy ook in die debiteer se kolommetjie gaan doen. So. En dit gaan dan joernaalbewys 6 wees. En dit is op die 24ste. En my joernaalomskrywing gaan dan iets wees in die lyn van skryf rekening af. Goed, die volgende transaksie is op die 28ste. Hulle sê 'n agterstallige rekening van P. Thomas van R450 word belas met R25 rente. Die rente is per abuis. Per abuis beteken per ongeluk. Na die rekening van T. Thomas in die debiteerde grootboek oorgeboek. Die fout moet reggestel word. Goed, so nou is dit per ongeluk die fout is tussen twee verskillende debiteure. So kom ek wys julle gou daar by die T-rekeninge. Goed, nou wanneer ons werk met 'n foutiewe inskrywing, maak eers die fout. So ek gaan nou in rooi die fout maak. So wat het gebeur? Hulle het T. Thomas belas met rente van R25 in steede van T. Thomas, of P. Thomas hierson. So ek moet hierdie nou gaan uithaal. So ek gaan, om dit reg te maak, gaan ek sê krediet T. Thomas. Okay. Nou gaan dit basies hierdie uitkanselleer sien. En omdat ek hom hier gekrediet het, moet ek dan T. Thomas, of P. Thomas gaan debit. So omdat ek T. Thomas gaan krediet het, gaan ek P. Thomas gaan debit. En nou is dit by P. Thomas waar dit van die begin af moes gewees het. So in die joernaal gaan dit so lyk. En die debiteer hierso gaan nou wees P. Thomas. En door T. Thomas is die persoon met 'n krediet. Al twee van hulle is debiteure. Okay? En die rekening gedebit is 25 hier en 25 daar. En hierdie lyntjie en daai lyntjie is al twee met debiteure te doen. So ek gaan sê debit, debiteure kontrole, krediet, debiteure kontrole daar. En die rekening is 'n regstel van fout, die beskrywing. Goed, so dit lyk dan nou so. Goed, die laaste transaksie sê hulle vir ons 'n EFO van R1480 is vir 2 bande vir die afleweringsvoertuig in die KBJ na die voertuigrekening oorgeboek. Die fout moet reggestel word. Nou 2 bande sal val onder herstelwerk van die voertuig, okay? So my T-rekeninge sal so lyk. Goed, so kom ons maak gou eers die fout weer in rooi. Ek sou die R1480 gekrediet het 'n bank en toe hulle hom gaan debiteer in voertuie. So met ander woorde, om daardie bedragie reg te stel en hier uit te haal, moet ek dan nou gaan en voertuie gaan krediet met daardie bedrag, sodat ek handelsvoorraad kan gaan debit met nie handelsvoorraad nie, ekskuus, herstelwerk gaan debit met daai bedrag. So ek gaan gou dit inskryf. Die rekening gedebiteer is dan herstelwerk. En die rekening gekrediet is voertuie. Daar is 'n nominaal en daar is 'n balansstaat. En die bedrag is 1480. En dit het niks met debiteure te doen nie. So ek gaan hierdie ooplos of krediteure niks nie. En hier sê ek het regstel van fout. Goed, dit is dan hoe hierdie joernaal dan nou lyk. Ek het nou per ongeluk op die
ander bladsy begin, maar dit maak nie saak nie. As hierdie deeltjie dan nou eintlik onderaan pas, kan ek hom sommer hier na toe skuif, of bo aangepas het. Nie een van hierdie deeltjies van hierdie transaksie het 'n debiteure nie. Goed, so of ek nou hierso begin het en toe klaar gemaak het, of vice versa. Ek het so skuif. Goed, so hier kan jy dan nou gaan kyk. Jy gaan hierdie kolomme moet opgetel word aan die einde van die maand. Dis dan hoe die totale daar lyk, en daar was niks in die krediteure kontrole kolom nie. Goed, so dit was oefening 1 in totaliteit. Ek hoop hierdie term so 'n bietjie gehelp en dit beantwoord al julle moontlike vragies wat julle gehad het. Maar julle is welkom om 'n boodskapie te stuur as daar enige iets anders is wat julle nie verstaan van hierdie oefening nie.